Ons kyk vanaand dan weer verder in artikel 1 van die NGB, na nog 'n eienskap van God. So net weer die artikel, ons glo almal met die hart en bely met die mond, dat daar 'n enige en enkelvoudige geestelike wese is, wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Ons kyk dan vanaand na sy almagtigheid. Hy is almagtig. En dan kan julle Bybels blaai na Efesiërs 3. Efesiërs 3. Ons gaan eintlik net fokus op daai laaste 2 versies van Efesiërs 3. Maar kom ons lees en daarmee saam van vers 14 af. Hoor die Here se woord. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus kan te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. So, ons fokus dan op daai laaste 2 versies. Aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Kinders, hier is 'n vraag wat regtig al baie oud is. As God alles kan doen, kan hy 'n klip maak wat vir hom te swaar is om op te tel. As God alles kan doen, as hy almagtig is, kan hy 'n klip maak wat vir hom te swaar is om op te tel. As jy sê ja, dan is God nie meer almagtig nie. En as jy sê nee, dan klink dit ook asof jy sê God kan nie alles doen nie. So moet ons hieroor dink. Wat beteken God se almag? En hoe moet ons dit dan prakties verstaan? Dis waarna ons nou vanaand kyk. God is almagtig. En hierdie volmaaktheid of deeg van God, en ons eintlik in 2 deel, ons gaan al 2 dele kyk. God het as almagtige alle mag en krag, maar dan ook alle mag en gesag. So die 2 dele van sy almag is sy gesag en sy krag. By mense kan jy gesag en krag skei. Iemand kan gesag hê, maar nie noodwendig krag om alles te doen wat hy beveel dat dit uitgeoefen word nie. Net so kan iemand dalk krag hê, maar nie noodwendig die gesag nie. Maar God is almagtig. En daarom is hierdie 2 dele van sy almag nooit geskei nie. Hy is almagtig. Dit is onvermydelik, as hy God is hy almagtig, hy is eenvoudig, hy is gees, hy is oneindig, selfgenoegsaam, ewig, alomteenwoordig, alwetend, alwys, onveranderlik, barmhartig, heilig, regverdig. Dan moet hy ook almagtig wees in gesag
en in krag. Vat een van sy volmaaktehede weg, dan is hy nie meer God nie. En net so met sy almag. Hy is in sy eenvoudigheid ook almagtig. Ons is nie so nie. Ons krag en ons gesag is nie in wie ons is nie. Ek kan gesag hê, maar ek kan nie, my gesag is afhanklik van die wat onder my staan om die krag daarvan uit te oefen. Maar God is nooit minder gesagvol as wat hy kragtig is nie en andersom ook. Hy is onveranderlik in sy wese en daarom het hy altyd volmaakte gesag en krag. Hy is eenvoudig almagtig. En dis wat ons dan sien in hierdie verse wat ons gelees het, vers 20 en 21, aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Dis 'n verheerliking van God deur die onderstreping van hierdie wonderlike ryk eienskap of deeg van God. Hy het mag, alle mag, selfs meer as alle denkbare mag. So die woordjie wat ons daar vertaal met hom wat mag het, dynamenos. Dit beteken die een wat kan, die een wat mag het, die een wat in staat is of die vermoë het, mag en vermoë om te kan doen. Maar wat nie in die Afrikaans daarin kom nie, is die lidwoord voor daardie woordjie. Die een wat mag het. Aan hom wat mag het, dis veronderstel daar, maar daai lidwoord is belangrik. Dis die enigste een, die een wat mag het. Dis baie duidelik, daar's net een wat dit kan doen. Daar's nie 'n ander almagtige nie, daar's net een. Hy alleen het mag om te doen ver bo wat ons kan dink of bid. En omdat hy alleen daardie mag het, het hy alleen daardie gesag. Daardie een wys daarom daai lidwoord die sê hy's een en daarom is hy ook die gesagvolle een. Daar's net een koning, een wat hierdie gesag het. Daar's niemand wat meer kan doen nie en daarom is ook niemand wat vir hom kan raad gee of enige bevel gee nie. Hy alleen is die Here en die koning van alle konings. 1 Timoteus 6 sê hy is die enigste heerser. En daardie woordjie heerser kom van dieselfde basis af as die woordjie hierso in Efesiërs 3 vers 20, daai een wat mag het. Hy is die enigste oppermagtige. Die enigste almagtige. Die ESV vertaal dit met the only sovereign. Of die King James gebruik 'n ou maar kragtige woord, the only potentate. Die enigste een wat totaal soewerein magtig is in sy gesag. Hy's die enigste, daarom die Afrikaans heerser, die enigste koning. Die enigste een wat alles kan doen uit sy gesag uit wie hy is. En daarom gaan hierdie gesag ver bo ons verstande uit. Want hy is die enigste een, hy is wat hy is en daarom is sy almag ook onbegryplik en hy is in sy onbegryplikheid ook eenvoudig, so sy almagtigheid is onbegryplik, ver bo ons verstande. Hy het heerskappy oor alles wat hy gemaak het, oor alle skepsels. Dis 'n reg en 'n gesag wat vloei uit die feit dat hy natuurlik die skepper is en daarom ook die eienaar van alles wat is. En ons breins kan nie eers alles wat is bevat nie. Alles wat is behoort aan hom. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Psalm 24 vers 1. Alles is syne. En hy het gesag oor dit. Hy het daarom ook gesag oor alles wat nog nie is nie. Want hy is die een wat dit gaan bewerk. Ons gaan net daarby uitkom, die een wat dit bewerk. Hy het gesag oor alles wat was,
en alles wat is en alles wat sal wees. Hy is heerser in ewigheid. Daarom bo elke ruimte en elke tyd. Die heerser wat alles werk volgens die raad van sy wil. Wat hy besluit, wat met elke skepsel gebeur, soos hy dit goeddink, want hy het die gesag oor daardie skepsel. Hy het die mag en reg om aan elkeen te gee wat hy goeddink. So, dit wat gebeur met jou, met elke skepsel van die sandkorreltjie tot die miertjie tot die hoogste koning, wat met hom gebeur, maar ook wat hy gee, is in sy welbehae uit sy gesag uit. Dit geld vir individue, dit geld vir nasies, dit geld vir rykdom en armoede, lewensduur en posisie, dit geld vir status en mag, alles wat jy het, is gegee, want daar is een enigste heerser, die Almagtige. Elke skepsel is daarom verplig tot dankbaarheid vir hulle onderhouding en versorging deur sy goedheid elke sekonde van hulle bestaan. Almal. Net die feit dat jy bestaan, verplig jou om eer te gee aan jou skepper en onderhouer, die Almagtige. Dit beteken ook, hy het die enigste reg en mag uit homself om wette te maak wat sy skepsels moet gehoorsaam. En dit beteken ook natuurlik, elke skepsel moet aan hom verantwoording doen. Want hy is die koning, die enigste heerser. Jy is uit die feit dat God alleen soewerein is, verplig om hom te gehoorsaam. Daar's geen onderhandeling nodig nie. Hy is die Almagtige. Jy het geen sê in die saak nie. Hy is die een wat mag het. Hy is die regverdige. Hy het die regverdige reg en mag om oortreding teen sy geopenbaarde wil te straf volgens sy standaard, soos hy wil, want hy is koning. Daar's geen onderhandeling nie. Daar's geen staan op, maar ek het 'n reg nie. Hy is koning. En of ons nou daardie wet oortree of nie, sy almag beteken, hy het die alleenreg op die besluit met wie hy in 'n verbond tree. Wie hy red. Hy kies wanneer en hoe hy roep en hoe hy wedergeboorte skenk en bekering en geloof werk. Hy kies en bewerk heiligmaking, want dit is ook alles afhanklik van hom. Dit is hy wat in ons werk. Hy bepaal wat met jou gebeur en hoe dit werk tot jou heiligmaking. Hy bepaal jou sterfdag en die dag wanneer hy ons sal verheerlik in Christus. Hy uit wie hy is die koning van alle konings en niemand het enige reg om voor hom enige aanspraak te maak tot enige iets nie. En dis kom Paulus dan sê in Romeine 9 vers 20 en 21. Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê, waarom het u my so gemaak nie? Of die pottebakker, het die pottebakker nie mag oor die klei om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie? Tog, o mens, wie is jy wat teen die enigste heerser kan antwoord? Die opstandige Nebukadneser het hierdie waarheid eers ontken, maar later het sy verstand tot hom teruggekeer en dan sê hy hierdie in Daniël 4, ek het die allerhoogste geloof en hom wat ewig lewe geprys en geëer, wie se heerskappy 'n ewige mag en wie se koningskap van geslag tot geslag is en al die aardbewoners word as niks geag nie en na sy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom kan sê, wat doen u nie?
Dis 'n besonderse belydenis. Nebukadneser, daardie magtige koning, 'n koning soos Farao, waarby ons vanoggend stil gestaan het. Ons almal is soos niks voor U, o Here ons koning. Die Allerhoogste. Ek het hom geloof en geprys, want al die aardbewoners is so stoffies, druppeltjies aan die emmer, sê Jesaja ook. So, God se almag beteken in die eerste plek, hy wat mag het in sy gesag. Hy is die enigste heerser. En dit moet ons vir onsself preek. En die Here doen dit keer op keer met sy volk. Deuteronomium 32, die Here vra, Moses vra, is hy nie jou vader wat jou geskep het nie? Het hy jou nie gemaak en jou toeberei nie? So ja, die Here vra vir sy volk daai vrae, sodat ons hieroor dink, hy is koning, ek is nie. Hy is God en ek is nie. Hy is my skepper en my vader, hy is my eienaar, ek is alles aan hom verskuldig. Hy het oneindig meer gesag oor my, as wat die pottebakker oor die klei het. Hy het meer gesag oor my, as wat ek gesag het oor die wurmpies in die tuin. Daarom 1 Korintiërs 6 vers 20 ook, julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. My liggaam en siel is syne. Ek is alles wat ek is aan hom verskuldig. En as jy hierdie dan vir jouself preek, gaan dit jou dryf tot nederigheid. Dis wat 1 Petrus 5 vers 6 sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. As jy verstaan dat God almagtig is in sy gesag, verneder jou dan. Buig voor hom neer. Die gesag wat jy het, is afgelei. Jy is 'n rentmeester, 'n bewaarder van eiendom wat nie joune is nie. Die posisie waar jy is vir jou gegee. Enige iets meer as die laagste skuim van die samelewing is genade. Dis gegee. Selfs om te lewe is gegee. Die besigheidsbestuurder se gesag is gegee. Die regering van die dag se gesag is gegee. Die gesag wat 'n pa en 'n ma het, is nie uit hulle self nie. Dis gegee. En as ek hierdie vir myself preek, gaan ek dink, ek gaan besef, dat hierdie gesag vir my gegee is as pa, en dat ek onder die gesag staan van hom wat my 'n pa gemaak het. So, as ek daarom van my kinders eerste keer gehoorsaamheid eis, wat reg en goed is, dan moet ek vra, is dit hoe ek teenoor die uiteindelike allerhoogste almagtige gesag is? Of wys ek vir my kinders 'n skynheiligheid waar ek uitstel in die opdragte van die Here, maar ek eis van hulle eerste keer gehoorsaamheid? Hoe lyk jou gehoorsaamheid teenoor die een wat oneindig meer gesag het oor jou as wat jy oor jou kinders het? As jy hierdie vir jouself preek, gaan dit jou dryf om teenoor die Here dadelike en gewillige gehoorsaamheid te toon. Jy gaan nie uitstel nie. Sodra jy verstaan wat die Here beveel, gaan jy dit implementeer, onmiddellik regstel. Daar is nie tyd om uit te stel nie, want die koning het gepraat. Die koning het sy vereistes gegee. Daar's niks onderhandeling nie, die koning het gesê.
Beteken verder, jy is niks, jy besit niks as absolute besitter nie. Jou geld is jou geld net omdat God dit vir jou leen en daaroor rentmeester moet wees. Jy is nie die meester van jou eie sake nie. En daarom ook nie van jou eie tyd nie. Jy's 'n knegg onder die Almagtige se hand. Ook nie as jy 'n sogenaamde tiener is nie. Ons westerse samelewing het tienerskap ingeforseer in iewers tussen 13 en 20 en ons gebruik dan selfs prediker om te sê, ja, maar jy moet jou lewe geniet. Jong mens moet sy lewe kan geniet op sy terme. Nee, daai tyd, jou tyd, is alles aan God verskuldig. Dis syne. Hy is jou eienaar. Elke sent en elke sekonde en elke joule van energie wat in jou liggaam vloei, elke gawe wat vir jou gegee is vir jou gegee, sodat jy die meester kan dien. Jy is nie meer jou eie nie, en ook nie Satan of die wêreld se nie, jy is Jesus se, soos ons vanoggend gesien het. Verloon daarom jouself, vergeet wat jy wil, want Jesus is jou meester, jy behoort aan hom in liggaam en siel. Beteken ook, Jesus het nie net 'n sê oor jou nie, maar oor elke deel van die samelewing. Hy is koning oor elke duimbreedte. Ja, daar's niks wat gedoen word, of dit die loodgieter is en of dit die president is, almal sal verantwoording doen voor die Almagtige. En hoe meer jy hierdie vir jouself preek, hoe meer gaan jy sien met die Bybel oop, hoe ek dit moet toepas, hoe ek elke keer moet vra, daar's niks nuut waar ek 'n gebied kan betree waar Jesus nie 'n sê het nie, die koning nie reeds gepraat het nie. Hoe meer jy hierdie vir jouself preek, hoe meer gaan jy ook sonde haat en daarvan wegvlug, omdat jy die Almagtige meer en meer vrees vir sy koningskap. Dan gaan sonde reg definieer in terme van God se almagtige gesag. Sonde is rebellie teen die heilige majesteit van die almagtige koning. Elke sonde gaan ek daarom meer en meer in hierdie lig sien. Ek gaan daarmee saam ook spesifieke sonde sien in die lig hiervan. Sonde is byvoorbeeld om God te toets, asof ek hom kan beheer, of om hom te manipuleer, of om hom my diensknegt te maak. Hy is die Almagtige in gesag. Die ander kant hiervan is God se krag. Hy bewerk sy gesag in sy krag of sy sterkte. Is daai krag waar volgens alles wat hy wil bewerk word. In sy soewereine mag, as almagtige God, kan hy uit homself alles wil, maar is ook onlosmaaklik van die uitvoering van hy wil, en dit noem ons sy krag, waardeur hy alles bewerk. So krag gaan saam met die werke van die Here. Hy is die enigste een wat alles bewerk, en niks kan op hom inwerk nie. Hy bewerk alles en niks werk op hom nie. En natuurlik is sy werke in sy almag nie omdat hy op 'n stadium begin aktief raak het nie. Hy is uit homself die Almagtige ook in krag. Ons het gesien hy's suiwere handeling, hy's pure act, die Engels. Hy is uit homself uit die Almagtige ook in krag. So toe hy die skepping in sy almag gemaak het en hy sy almag en krag red, is dit die skepping wat verander en nie hy nie. Hy is en bly van ewigheid af die Almagtige. Dit wat hy dan doen is die uitvloeiing daarvan, maar dis nie hy wat verander nie, dis die skepping wat verander.
Uit Efesiërs 3 vers 20 kan ons dan hierdie onderskeid ook raak sien tussen sy gesag en sy krag, maar ook dan die onderskeid in sy krag. Die krag waarvolgens hy alles kan doen, sy absolute krag, en die krag waarvolgens hy alles bewerk. Dit wat vir hom moontlik is, en dit wat bewerk word volgens die raad van sy wil, soos Efesiërs 1 vers 11 dit stel. Ons kan ook praat van wat sy absolute krag en sy bepaalde krag. Sy bepaalde krag is dit wat alles wat nou gebeur in geskiedenis wat hy bepaal het. Sy absolute krag dan is alles wat hy kan doen. So wat kan hy alles doen? 11 vers 20 net weer, aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink. Alles. Hy is almagtig. Omdat hy gesag het oor alles, is wat is en was en sal wees, het hy krag om alles te doen. Alles wat ons verstande kan bedink of vir hom vra, is nie die volle som van sy mag nie. Dis ver bo dit. Ons kan dinge uitdink wat hy moontlik sou kon doen, tot ons blou is in die gesig, maar die vermoë van God is steeds ver bo alles wat ons kan dink, wat ons ooit sou kan uitdink. 'n Gebrekkige illustrasie uit die gebrekkigheid van ons verstande, omdat ons beperk is, kan wees, dalk weer vir die kinders, dink aan 'n kleur wat nie bestaan nie. Ons kan nie. God kan, en hy het mag om daardie kleur te skep. Net so het hy die mag om te doen wat nooit in ons gedagtes moontlik kan opkom nie. So as jy dan in die Ou Testament lees van God die Almagtige, dan sê die woordjie El Shaddai. En die basis van daai woordjie is om te vernietig. God is die een wat alles wat hy geskep het in 'n oogwink tot niks kan laat verdwyn. So, daai woordjie wys beide, hy is die skepper en die een wat alles net so kan laat verdwyn, vernietig. En dit gaan ons verstande te bowe. Ons kan nie eens bedink wat wel bestaan nie. Hoe kan ons nog dan bedink wat hy kan doen? Hy is die een wat enige vyand in die grond en kan verbrysel tot stof. En hy doen dit altyd. Alles wat hy kan doen, doen hy sonder om moeg of mat te word. Jesaja 40 vers 28, 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Hy het nie vir een oomblik minder energie in homself gehad toe hy geskep het nie. Hy het nie op die 7de dag gerus omdat hy moeg was nie. Ja, omdat hy skepper is dan ook, is hy nie gebind aan enige van die wette wat hy geskep het, ingebou het in die skepping nie, behalwe natuurlik dit wat uit homself uitvloei soos logika. Hy is die wetgewer en daarom kan hy selfs buite natuurwette werk. Dit wat vir ons onmoontlik lyk, die magtigste nasie se vernietiging is vir hom soos 'n druppel in die emmer, 'n stoffie in die wind. En al Jesus se wonderwerke wys dit ook. Matteus 8 vertel van die melaatse man wat na Jesus toe kom en voor hom neerval en sê, Here, as u wil, kan u my reinig. Hy erken, Jesus is almagtig, hy het absolute mag. Kan enigiets doen. En Jesus het toe nou ook daai almag uitgeoefen. Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê, ek wil word gereinig. Terug by die vraag oor die klip wat God kan maak wat vir hom te swaar is om op te tel. Die antwoord is nee. Enigiets wat van God minder God sal maak, is onmoontlik.
En is nie onmoontlik omdat God nie die vermoë het of omdat God swak is nie, maar juis omdat hy almagtig is. Hy is almagtig. So enigiets wat hom nie almagtig sal maak nie, is onmoontlik. As hy die klip kan maak, is hy nie meer almagtig die almagtige wat alles kan doen nie. Net so sê die skrif baie duidelik, God kan nie lieg nie. Hy kan ook nie enige van sy eie standaarde oortree nie. Hy kan nie 'n geheim vertel wat hy nie weet nie. Hy kan nie ophou om heilig te wees of ewig te wees nie. Hy kan nie twee goed gelyk doen wat mekaar weerspreek nie, want hy is wat hy is. Die onmoontlikheid daarvan bevestig juis daarom sy almagtigheid. Hy kan alles doen wat die Almagtige kan doen. Dit wat vir ons onmoontlik lyk volgens ons standaarde, buite dit wat ons klein verstande kan dink, ver bo alles wat ons bid of dink, dis vir God moontlik. Binne in sy wese en wil. So, al lyk dit vir ons onmoontlik dat iemand gered kan word, byvoorbeeld. Jesus sê, as sy disippels vra, wie kan dan gered word, as dit makliker is vir 'n kameel, om deur die oog van 'n naald te gaan as 'n ryk man, om in die koninkryk van God in te gaan, wie kan dan gered word? En dan sê Jesus, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Dis waarvan Paulus hier praat. Dit wat vir ons in ons sondige en beperkte verstande onmoontlik lyk, God kan dit moontlik doen. Dis by hom moontlik. Selfs dit wat van nature van ons onmoontlik lyk, dat sondaars by God kan vertoef. Hoe werk dit? God maak dit moontlik in sy almag ook deur sy seun te stuur, te gee. Hy maak dit moontlik deur sy gees wat mense se klipharde harte verander. Ja, sy woord is kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en daarom sê hy in Jeremia 23 vers 29, is my woord nie soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer wat rots vermorsel nie. Ja, sy woord is so. En daarom is dit by God moontlik wat die disippels sien as onmoontlik. Maar hy kan nie net nie. Hy kan nie net alles doen nie. Hy het ook in sy almag gedoen. Dit was nie net in sy absolute krag nie. Hy het binne in sy absolute krag gewil en daarom dit tot uitvoering gebring in sy almagtige krag. Hy het tot bekering gebring deur daardie krag. Dis die krag wat in jou werk. Paulus verwys daarna weer in staan vers 20. Die krag volgens die krag wat in ons werk. So daar's daai onderskeid. Hy kan alles doen ver bo wat ons dink of bid. So dis hy absoluut enigiets. Maar dan doen hy sekere goed met die krag wat werk, wat uitspeel. Dieselfde krag wat alles kan doen, is die krag wat in ons werk. Dis die krag waarvan Psalm 135 praat, wat ek net nou gelees het. Alles wat die Here behaag, doen hy in die hemel en op die aarde, in die see en al die dieptes. Dit wat God wil, dit doen hy. So God het absolute krag, hy kan alles doen, maar dan wil hy sekere goed doen, en dan doen hy sekere goed. En dit wat hy tot uitvoering bring, niks kan dit keer nie. Hy doen wat hom behaag. En dis dan weer Efesiërs 1 vers 11, alles word bewerk volgens die raad van sy wil en sy almagtige krag. En soos Romeine 9 vers 18 vra, wie kan sy wil weerstaan? En daai wil is dan sy uitvoering van sy wil, die besluit. Wel, as hy wil, dan gebeur dit. So niemand kan sy wil weerstaan nie. En net 'n kantnota hier, ek dink is belangrik om misverstand te vermy. Ons moet onderskeid tref tussen God se soewereine wil en sy morele wil of sy geopenbaarde wil en sy geheime wil.
Sy soewereine wil is dit wat hy bewerk deur sy almagtige krag. Sy morele wil is sy wette vir ons, dit wat hy geopenbaar het in ons. God wil dat moord nie gepleeg word nie, sy morele wil. Maar in sy soewereine wil laat hy dit toe. Ook hierdie waarheid moet ons oordink en vir onsself preek. God is almagtig in krag. Dit gaan jou dryf na die enigste een wat jou kan uitred uit die skynbare onmoontlike. As jy moedeloos in jou sonde sit, as jy in die chaos is van net te veel take en te veel geraas en te veel stres, vlug na hom wat in staat is om saam met elke menslike versoeking die uitkoms te gee. Vlug na hom as die vyande spot. Hy is in staat om die magtigste man op aarde in 'n oogwink so skaf te verskroei. Hierdie gaan jou dryf om meer en meer te vertrou op hom wat alles kan doen ver bo wat ons kan bid of dink. So jy gaan jou sonde raak sien van klein dink van God. Dit gaan jou dryf om te sien hoe aaklig dit is om enige sekerheid van enige saligheid of enige versorging in hierdie lewe in enigiets behalwe hom te vind. Want hy alleen is die almagtige ook in krag. Hy alleen kan vir jou sorg. Hy alleen is die een wat dit bewerk. Dit gaan jou dryf tot geduld, lankmoedigheid. As jy worstel met siekte, of met die toestand van die kerk, of vervolging, of verdrukking in jou lewe, dan gaan jy kyk na die Almagtige, in gesag en krag. Jy gaan sien dat hy gesag het om te doen soos hy goed dink, maar jy gaan ook sien dat hy die krag het om enige situasie te draai soos hy wil. Jy gaan sien in sy almag kan niks ons van sy liefde skei nie. En dat hy die mag het om self sonde te gebruik, dat dit ten goeie meewerk. Wie kan dit doen? God kan met 'n krom stok reguit hou slaan. Hy is in staat om ver bo ons verstande te gee en te doen, soos daar in Genesis 50 vers 20, waar Josef sê, julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om dit te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Dit dryf jou tot lankmoedigheid en geduld. Dit dryf jou tot vrymoedige gebed, omdat God sy wil kan bewerk. As hy kan gee en doen ver bo jou verstand, gaan jy nie klein dink van hoe hy jou in staat kan stel om sy wil te gehoorsaam nie. Jy gaan alles van jou voor sy voete neerlê en sê, Here, wat wil u hê moet ek doen? Of soos Augustinus gebid het, beveel wat u wil en gee wat u beveel. Stel my in staat om my roeping uit te voer. Dis met die houding dat Paulus sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek is in staat om vergenoeg te wees in rykdom en in armoede. Ek is in staat om te doen wat God beveel deur Christus wat my krag gee, die krag wat in my werk. Ja, selfs die poorte van die hel sal die kerk van die Here nie oorweldig nie. Niks kan die taak van die kerk daarom keer nie. En daarom kan ons daarvoor bid, sonder om klein te dink daarvan. So, hierdie moet ons dryf om te dink, waaroor moet ons bid? En waaroor het ons nie gebid nie, omdat ons te klein dink? Moet ons maar net bid, dat ons net kan aangaan soos nog altyd. Hoe kan ons die gawes wat Christus in sy almagtige koningskap gegee het, meer aanwend? Meer in gehoorsaamheid gebruik? En waar is, as ons 'n leemte sien waar daar
finansiële gawes nodig is? Hoe kan ons meer bid om meer gehoorsaam te wees aan die opdrag van Jesus, aan sy kerk? Laastens, hierdie gaan ons dryf na vers 21 toe. Aan hom wat mag het om alles te doen ver bo ons verstande, volgens die krag wat in ons werk, aan hom, die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Omdat hy almagtig is, moet hy geëer word tot in geslagte. En omdat hy almagtig is, sal hy geëer word tot in geslagte. Jy gaan hierdie eienskap van God bedink en bepeins en besing, en jy gaan jou mond oopmaak hieroor. Hy is koning met alle mag in hemel en op aarde. Amen.